Goeiedag en baie welkom by ons nuutste opname van Onderwys in Gesprek. Hierdie is 'n potsending reeks waar ons oor klomp onderwysverwante onderwerpe gesels. En vandag praat ons oor die vermoë om te kan debatteer en hoe waardevol dit is om hierdie vaardigheid reeds van jongs af aan te leer. Ons lewe dikwels in 'n wêreld vandag waar opinies vrylik uitgedeel word en almal 'n reg het om te sê hoe hulle voel en hoe hulle dink. Maar dit is vir ons belangrik dat ons jong mense van jongs af moet leer om oortuigend te praat en wanneer hulle mens wil oorreed van 'n sekere standpunt, hulle dit ook op 'n ingeligte manier kan doen. Nou, by AfriForum is dit vir ons baie belangrik. Ons het 'n onvoorbereide debatskompetisie as deel van ons nasionale onderwysprojekte, die Dink of Sink onvoorbereide debatskompetisie. En ons vier hierdie jaar die 10de bestaансjaar van die AfriForum Dink of Sink kompetisie. En dit is regtig iets waarop ons baie trots is en deur hierdie kompetisie het ons al verskriklik baie jong mense gehelp om selfvertroue te bou en hul kritiese denke te ontwikkel. Vandag is dit vir my 'n groot voorreg om met Nicoline Miller te praat. Sy is die koördineerder van hierdie kompetisie wat nasionaal in Suid-Afrika plaasvind en daar is verskeie uitdene wat in provinsies gehou word reg oor die land en dan ten einde is daar dan ook 'n nasionale finaal. En ons het die laaste paar jaar ook bietjie begin eksperimenteer met laerskool dink of sink kompetisies, een in Mpumalanga en een in Gauteng. En ons het natuurlik ook 'n universiteitsdink of sink kompetisie waar studente van verskeie universiteite reg oor die land deelneem en dan teen mekaar debatteer en ons dan ten einde ook daar 'n nasionale studentedebatswenner aanwys. Nicoline, dankie dat jy hier is vandag. Baie dankie, Karin. So Nicoline, kom ons spring sommer dadelik weg. Vertel vir my 'n bietjie waarom is dit vir AfriForum so belangrik dat debatvoering 'n belangrike vaardigheid is wat ons leerders moet aanleer? Nou, AfriForum is natuurlik 'n burgerregteorganisasie en natuurlik een van die doelwitte van 'n burgerregteorganisasie is om die regte van burgers te beskerm. Nou, om dit te kan doen, moet jy, soos wat jy ook voorgenoem het, om 'n standpunt kan inneem en dit ook oortuigend weerlê. Dit is iets wat die Dink of Sink debatskompetisie en ook debatvoering so belangrik maak, want dit skep 'n geleentheid vir leerders van 'n jong ouderdom af, nou al van graad 6 af, wat is dit, plus minus 12 jaar oud, dat 'n leerder kan leer hoe om 'n ingeligte standpunt te lewer en dit goed te motiveer en oor te dra in 'n oortuigende wyse. En dit is hoekom dit belangrik is. Goed, ek stem regtig met jou saam en dit is so, mens vind baie dat met debat ontwikkel mens regtig hoe leerders dink oor 'n onderwerp en praat en juis met ons onvoorbereide kompetisie is dit anders as redenaars waar 'n toespraak geleer word en half gememoriseer word en selfs voorgedra word aan 'n gehoor. Hier kan jy regtig sien hoe die jong mense koppe bymekaar sit oor die onderwerpe en lekker voorbeelde uit hulle eie leefwêrelde gee, omdat hulle weet dat hulle ingelig moet wees en juis nuus moet lees en koerant moet lees en radio moet luister en dit is baie waardevol. So, hoe verskil onvoorbereide debat, ek het nou 'n bietjie daaraan geraak, soos Dink of Sink van tradisionele debat en waarom is hierdie vaardigheid van onvoorbereide debat juis belangrik en ook dan nou anders as 'n voorbereide debat? Ek dink net om aan die tweede punt van die vraag net eers te raak, wat dit jou leer in effek is, jy leer om te dink, jy leer om te praat en jy leer ook om te luister. En daai 3 vaardighede is iets wat mens regtig baie goed moet verstaan en dit kan doen om goed te wees in spesifiek onvoorbereide debat en dan ook verder in jou lewe in enige werksituasie as jy enige toespraak moet lewer of wat ook al.
wat die onvoorbereid natuurlik verskillend maak is in die woord self, dit is 'n onvoorbereide debatskompetisie of onvoorbereide toesprake, wat nie soos jou redenaars is nie. Heel eenvoudig, daarso is nie vir jou maande, byvoorbeeld om voor te berei, waar jy iemand kan kry, om jou te help om 'n toespraak te skryf of dis meer, en dis iets wat jy self moet doen, jy het plus minus in die dink of sing formaat, het jy 5 minute voorbereidingstyd, so in daai 5 minute moet jy jou argument skryf, jy moet hom goed staaf, jy moet voorbeelde kan gee, uitbrei op jou argument, en moontlik enige ander opinies, of wat ook al jy kan inbring en inlig, ook bysit. So daardeur maak dit, soos wat ek genoem het, wat ek jou ook kan leer is, jy leer om hierdie goed op 'n baie vinniger manier te doen, om eintlik op jou voete te dink, en nie eintlik te wag dat iemand vir jou sê wat om te sê nie. Jy kan dit self doen, opstaan en 'n standpunt inneem. En die hele feit van, hulle moet oor aktuele sake kennis dra, presies soos wat jy genoem het van lees koerant, kyk die nuus of lees die nuus, verstaan, deur die koerant en so aan, luister radio en so aan. Dit is ook ongelukkig iets wat nou in die hedendaagse tye, maar nie meer so baie aftrek kry nie om nuus te lees byvoorbeeld, want dit is baie makliker om 'n vinnige video te kyk op Instagram of Facebook wat eintlik valse nuus is, of nie die regte inligting bevat nie, eerder as om te sit vir 'n uur in die aand voor die televisie en die nuus te kyk. So dit is hoekom dit belangrik is, en ons moedig ook die leerders en die studente natuurlik aan om dit te doen, en dit weer eens skerp hulle kennis oor wêreldkennis op. Dit is so, Nicoline, en ek dink wat vir my ook belangrik is, wanneer dit kom by onvoorbereide debat, is dat daar is regtig plek vir voorbereide debat. As mens nou kyk, prokureurs en advokate wat hofstukke voorberei, jy weet, en 'n saak moet verdedig, mens kan dit nie net uit die vuis uit gaan doen nie, daarvoor moet 'n mens voorbereid wees. So daar's definitief ruimte en plek vir voorbereide debat ook. Maar as ek kyk vir die gewone persoon, die gewone Jan Alleman, wat langs die rugbyveld in 'n gesprek betrokke raak, of die persoon wat in 'n vergadering iets moet laat goedkeur, maar sy standpunt wil stel, hoekom dit eerder met sy idee moet gaan, eerder as met die ander idee op die tafel. Dit is verg baie keer om op jou voete te kan dink, en om juis inligting wat jy reeds het te kan herroep, om jou te help, en dit is wat onvoorbereide debat mens leer, nee, so en ook om te kan onderskei wat is 'n relevante bron, en nie net enigiets te doen wat jy nou dink moontlike impak het op hierdie onderwerp, enige plek, nie. Definitief. Goed, so op watter manier help debatvoering leerders om krities te dink, en ek dink jy het nou 'n bietjie ook aan dit geraak, deur nou te noem van die bronne, en nie net inligting te herhaal nie. Verstaan, so hier moet 'n mens kan kyk, het hulle die vermoë om dit wat hulle lees en luister en kyk, te kan interpreteer en in te skakel by die onderwerp, om dan uiteindelik te gebruik om hulle standpunte te kan stel en dit dan te verdedig. Ja, ek dink die kritiese analise of die gebruik van inligting, om dit nie net te herhaal nie, dit gaan baie oor, in die Afrikaanse taal, ek dink altyd aan idiome met hierdie tipe vrae en goed, is, jy kry soveel idiome, maar baie kere dan sal jy nou 'n idioom sê, want jy het nou vir die eerste keer hierdie idioom gehoor, en jy dink nou hierdie idioom is van toepassing op elke liewe gesprek, of toespraak, of skryfstuk, waarmee jy ooit te doen sal hê. En om te verstaan, dat 'n idioom het nie betrekking tot elke liewe scenario, of elke liewe onderwerp, of elke liewe skryfstuk nie, en jy moet daai onderskeid kan tref, en soos ek nou ook nou genoem het, die relevantie van 'n bron. So ja, dit is miskien relevant, maar dit is nie so relevant tot die spesifieke onderwerp of gesprek waarmee jy besig is. En daai onderskeid om dit te kan evalueer, en dis nou natuurlik 'n baie vinnige proses. Ons so baie vinnig in die brein het nou natuurlik nie spesifiek met onvoorbereide debat nou 'n uur of 2 ure selfs nou om dit nou te sit en wonder wat nou eintlik om te doen nie. Daai baie vinnige proses, en basies net hoe meer jy dit doen, hoe meer jy oefen om daai kritiese analise te doen, baie vinnig, hoe beter gaan dit. Soms so dis maar. Ja, en ek dink wat vir my wat belangrik is dat mense nie net
jy weet leerders moet nie net groot woorde en goed gebruik omdat hulle beoordelaars wil beïndruk nie. Hulle moet juist kan praat op so 'n vlak dat die mense met wie hulle praat, hulle kan verstaan. En dit is ook deel van kritiese denke, om daai onderskeid te kan maak tussen wanneer ek op 'n sekere taalvlak praat en wanneer nie. En dan beteken dit nie mens praat af of op 'n verlaagde vlak nie. Dis maar net ons is almal gewoon landsburgers en mens wil dit so prakties en verstaanbaar moontlik maak, nee. Definitief. Dan, hoe kan debatsvaardighede 'n leerder se selfvertroue en toekomstige loopbaanvooruitsigte beïnvloed? Wel, ek kan net vir myself praat, eerlikwaar. Ek onthou toe ek op skool was, dit was vir my die ergste tyd van die jaar, as die juffrou of meneer daar voor in die klas gekom het, en ons nou ingelig het, ons moet nou oor 'n week 'n toespraak lewer. Dit was vir my persoonlik, ek het geen selfvertroue gehad hier, ek het gestres daaroor vir die hele week, en nog 'n week na die tyd ook, as ek nou nie baie goed gedoen het nie. Maar dis net daardie effek van om op te kan staan en voor mense te praat by syself, is die eerste groot stap. Ongeag hoe sleg dit gaan, want dit kom weer terug, net soos wat ons gepraat het oor die analise, hoe meer jy dit doen, hoe meer gemaklik gaan jy word met dit, hoe makliker gaan dit vir jou word ook. So dit is regtig, die selfvertroue kom net uit, jy moet dit ten minste probeer. Daar's baie leerders wat ons ook al gesien het, wat deelgeneem het, wat dit gedoen het, en hulle het gesê, weet jy, hulle wil nooit weer iets soos dit, enige debatvoering doen nie, wat natuurlik baie hartseer is, maar dan kry jy natuurlik ook die leerders, wat met ons, ek dink nou spesifiek aan een seun, wat in graad 8 begin het met debat, en hy is nou van jare finale jaar op universiteit, en dit is een van die beste sprekers in terme van die groei wat hy getoon het, en ook hoe die debat hom gelei het reg deur sy lewe om die keuses te maak, wat hy gedoen het, en juist nou ook in die regte spesifiek in te gaan, en moontlik volgende jaar dan gaan klerk ook, as hy klaar maak met sy graad. En ek dink daar is net 'n voorbeeld van wat jy kan bereik, maar die groot ding is net om jou selfvertroue op te bou. Moet jy nou maar ongelukkig bietjie struikel, partykeer in die begin, bietjie sukkel, nie weet hoe lekker pas alles oral in nie, maar deur dit net aan te hou doen, gaan jy definitief verbeter, en dit lei jou baie goed in die lewe. Ja, en die ding is, ons het nou ook vinnig daaraan geraak, maar in my jonger dae sou ek nou ook gedink het, as jy debat doen, dan wil jy nou 'n advokaat word, of jy wil nou, jy weet, en nou dat 'n mens ouer is, en mens sien wat die waarde is, en mens verstaan dit soveel beter, besef mens maar, debatvoering gebruik jy eintlik in enige beroep waar jy is, want dit is 'n vorm van kommunikasie, en oral waar 'n mens met mense werk, gaan 'n mens verskille hê, en gaan mens verskillende standpunte of opinies hê, en mens moet die vermoë kan hê om jou standpunt of jou opinie duidelik te kan uitdruk. En ek dink wat ook so mooi is van die dink of sink debatskompetisie, is dat ons ook ons deelnemers aanmoedig om op 'n professionele, maar op 'n mooi manier te debatteer. Verstaan, mense hoef nie lelik te raak of afknouerig te raak teenoor jou spanlede, omdat hulle nie met jou saamstem nie, en allerhande taktieke te gebruik om die ander span te ontmoedig om jy weet, omdat jy nou van hulle verskil nie. Die kuns lê juist daarin dat mense met mekaar moet kan debatteer op 'n mooi manier, en mekaar se verskillende standpunte kan insien, en dan op die einde tot 'n vergelyk kan kom, of om dan vir mekaar te sê, jy weet, ek aanvaar jou standpunt, maar ek gaan nie saamstem nie, en ons kyk dan nou maar wat ons verder daaraan kan doen. So wat loopbaanvooruitsigte aanbetref, is die loopbaanvooruitsigte legio. Definitief, is onbeperk. Ek meen, as jy net dink, as ek nou net vinnig dink aan 'n paar van ons debatteerders wat ek nou gesien het self. Ek meen, ek praat van aptekerswese, praat van veeartsenykunde, dokters, onderwysers, aktuarisse. Dis nie net spesifiek, soos jy ook genoem het, iemand wat nou 'n LLB doen, wat 'n advokaat, en groot praat en die en daai nie, maar
selfs of in die politiek wil ingaan nie. Glad nie, Ja. glad nie. Dit is regtig reg deur die bank. Ek meen daar's van die leerders, wel studente wat teologie studeer. So dit is natuurlik baie belangrik dat jy goed kan praat, maar net om te sien ja, presies jy gesê, dit is so 'n wye veld wat bereik word tans. En dit is ongelooflik om te sien die impak wat dit het op verskillende goed. Ja, ons het ook al leerders gehad of wat toe natuurlik studente geword het wat wel deel geword het van die politiek en so aan. So daar is natuurlik dalk maar daar's plek vir almal en ons ruimte vir almal. Laastens, Nicoline, wil ek by jou hoor, watter rol behoort skole en organisasies soos AfriForum te speel om debat meer toeganklik vir alle leerders te maak? Ek dink daar's ook altyd 'n stigma dat dis net sekere kinders wat nou debat praat en so, maar dis eintlik 'n vaardigheid wat ons vir meer kinders aan moet blootstel. So wat dink jy kan skole doen om hierdie vaardigheid meer te ontwikkel? Ja, nee, definitief. Ek dink vir my iets wat ek persoonlik gesien het met net debat en die feit dat jy 'n argument kan weergee, dit help jou om fisies op skool al 'n lang vraag of 'n opstel te kan skryf. So die debat, die effek van net seker is doen debat vir so en so aan. Dis eintlik ook 'n mispersepsie want jy sien dit vat ons sy kern toe is elke liewe leerder klaar blootgestel aan 'n tipe van 'n opstel verstaan skryf en so van graad 4 af. So net om daardie vaardighede bietjie meer uit te brei, iets wat ek mal is oor wat party skole doen, wat ek regtig hoop en glo meer sal doen, veral op skolevlak is om 'n debatklub te begin. Dit is 'n baie informele klub letterlik wat jy begin onder die skool. Jy het natuurlik daar minstens 'n onderwyser nodig wat bietjie 'n passie het vir dit om dit net te help dryf. Daar is baie leerders wat natuurlik dit ook kan doen, maar dit is net bietjie makliker as jy 'n onderwyser het wat ook betrokke is. Nou in die red basies wat 'n debatklub sal behels as jy kom miskien 1 keer 'n week, 1 keer in 2 weke bymekaar en jy het regtig 'n informele debatvoering of 'n informele net gesprek oor verskillende onderwerpe. Heel eenvoudig sê, wat is jou opinie hieroor? Dit is nie soos 'n formaat hoef nie noodwendig aan dit gekoppel word of so nie, maar net om dit van die been af op te kry en die kinders ook bloot te stel aan wat is dit? En hoe sal iets soos dit lyk, en ook om vir hulle te wys, jy kan opstaan, en jy kan self dink, jy stem saam met hierdie onderwerp, of jy stem nie saam met hierdie onderwerp nie. En so deur groei daardie debatklub en om al meer kinders moontlik by, en so aan, en dan ewe skielik dan jy 'n hele spannetjie wat wil deelneem. So, en dan sit jy nou met 5 spanne wat wil deelneem, en dis hoe dit groei. Ja, en dan is dit eintlik lekker organies, en ons nie druk om deel te neem aan nog 'n ding nie. En ek dink ook wat oulik kan wees is as, ek dink byvoorbeeld nou in matriek, dan moet mens altyd 'n mondeling doen. Yes. En dit neem maar eintlik die vorm aan van 'n redenaarstoespraak. Maar ek dink dit kan ook baie oulik wees as mens mondelinge begin doen in die vorm van debatsgesprekke. Of dit saam met die toespraak, jy weet, 'n tweede gedeelte inbring. Ja, om daai vaardigheid op daai manier net ook te ontwikkel. Ag Nicoline, baie dankie vir jou tyd vandag. Dit was nou heerlik om met jou te gesels oor al hierdie interessante goed wat uit debatvoering uitkom. Ek dink mense dink nie altyd so daaraan nie. En ons sien dan nou baie uit ons eerste hoërskool uit in Lennou om die draai. Dis by Hoërskool Vryheidsby in die Oos-Kaap. Op die 8ste April, ja. Op die 8ste April en ons sien baie uit om te sien wat die Oos-Kaap se leerders se debatsvermoë gaan oplê. Die wenners hier dring dan nou outomaties deur na die nasionale finaal en die feesviering van Dink of Sing 10 jaar op die 19de September. Maar volg ons asseblief op sosiale media, op AfriForum se Facebookblad en op ons Instagram profiel vir lekker foto's en terugvoer oor ons uitdinge deur hierdie jaar. En indien jy luister en jy meer inligting wil bekom oor die Dink of Sing debatskompetisie, stuur gerus 'n e-pos aan onderwys@afriforum.co.za of nicoline.muller@afriforum.co.za. Tot ons weer gesels, goed gaan en groete.